Ok, vandag praat ek met jou oor iets wat baie mense raak. En dit is depressie. En dit is eintlik so 'n groot onderwerp dat ons eintlik in so kort video snit het ons eintlik nie genoeg tyd om regtig daar te praat, want depressie is ongelooflik wyd. Nou, wanneer mense depressief is, maak nie saak watter vlak dit is nie. Wil mense wat nie depressie ken nie, wil baie maklik sê, weet jy wat, snap out of it. Weet jy wat, wees net happy, think happy thoughts. Drink net iets, weet jy wat, miskien het jy net 'n vakansie nodig. Maar vir iemand wat regtig waar in daai gat is dit nie so maklik nie. Nou, ons gaan vandag fokus 'n bietjie op die huwelik en depressie. Jy sien die ding is dat as jy getroud is en daar's depressie in die huwelik, dan is jou huwelik later depressief. Want depressie raak almal in die gesin. En daarom is die sleutelwoord van enige vorm van hulp vir depressie in jou huwelik spanpoging. Dis nie net iets waaraan die depressieleier moet werk nie. Dis iets waaraan die hele gesin moet werk. En die probleem met hierdie ding is dat depressie word baie maklik, dit word 'n tipe van 'n stelsel in jou huwelik. Want nou, die een wat aan depressie ly, het dalk hulle slaappatroon is nie goed, hulle slaap nie. Hulle het 'n powere eetlus, so hulle wil nie eet nie. Hulle energievlakke is laag. Klomp goeders, hulle kan later nie meer uit die bed uitkom nie, hulle lag nie meer nie, hulle kan nie die kinders help nie, hulle kan nie kos maak nie. 'n Klomp goed van hulle daaglikse take kan hulle nie meer doen nie. So nou kom die ander persoon en hulle moet dit oorneem. So nou word hierdie patroon hierdie ding. Hierdie ene kan nie, so hierdie ene werk harder om te kan. Maar hulle moet ook hulle normale goed doen van hulle werke en hulle beroepe en so meer. So hierdie persoon word oorweldig. Hierdie persoon raak absoluut uitgeput weens omstandighede. Hierdie ene is uitgeput weens depressie. Hierdie ene kan nou maklik hierdie ene kwaadlik neem en sê, maar jy verstaan nie, ek gaan deur 'n moeilike tyd want ek is overwhelmed, ek kom nie by alles uit nie en so meer. So ek begin om die depressieleier te beskuldig. Wat natuurlik destruktief is vir die depressieleier self, want hulle voel al klaar skuldig. Hulle voel al klaar, weet jy wat, hierdie hele ding is my skuld. En nou gebeur dit dat hierdie ene wat die depressieleier beskuldig het, hulle voel sleg, omdat hulle voel, weet jy wat, my vrou kan dit nie help nie, of my man kan dit nie help nie. So wat doen hulle? Hulle probeer opmaak daarvoor, deur nog meer te doen. So hulle voel later verantwoordelik vir die depressieleier. En dan ontstaan daar 'n ding in hierdie huwelik, waar daar wederwysige beskuldiging is. So die een is overwhelmed en die ander een is overwhelmed. En dan is dit belangrik dat ons in hierdie patroon moet ons besef, daar's 'n paar goeders. Nee, dis nie 'n kitsoplossing nie. Nee, dit is nie snap out of it en sluk 'n pilletjie nie. Maar weet julle, daar's 'n paar goedjies wat ons kan doen. Nommer 1 is, as jy deur 'n trauma werk, jy het jou werk verloor of wat ook al, is dit belangrik, al voel jy, ag, weet jy wat, dis maar die lewe, dit sal ook verbygaan, gaan sien iemand. Te veel mense sit met depressie al vir jare en hulle besef dit nie. Navorsing wys dat net 33% van mense wat aan depressie ly, actually hulp soek daarvoor. Die res van die mense vergaan in hierdie see van absolute being overwhelmed. So werk aan daai trauma. Praat met iemand, kry iemand wat jy teenoor wie jy kan klank word. En nie 'n vriendin saam wie jy 'n koppie tee drink nie. Iemand wat jou actually kan help. 'n Beraader, 'n sielkundige, 'n psigiater. En dan is daar 2 laaste goed wat belangrik is in 'n huwelik. Is werk aan die klein dingetjies. Moenie aan overwhelming goed werk nie, want wanneer jy vir jouself 'n doelwit in die huwelik stel, groot goed. Ek wil saam met my man weggaan vir 'n naweek en ek het al hierdie beplanning. As jy nie daai mylpaal haal nie, slaat dit jou terug tot in die bed. Werk aan 'n klein dingetjie. Ek gaan vanaand ek vir 10 minute saam met my man sit en koffie drink op die stoep. Want wanneer jy 10 minute maak, gee dit jou moed. Wanneer jy 'n klein dingetjie besluit om te doen, dan word dit vir jou iets groots wat jy op die ou end kan bereik. En dan is dit belangrik dat julle sal eerlik praat met mekaar. Oor vanaand het ek nodig om jou net vas te hou. Vanaand het ek nodig om net by jou te wees. Julle, wanneer ons emosionele intimiteit verloor, terwyl daar depressie in die huwelik is, verloor ons alle emosionele kontak. So ja, dit gaan raak in jou sekslewe, dit gaan ook raak in jou finansies, want jy wil nie gaan werk nie, jy verloor ook jou werk weens depressie. Maar wanneer ons connectedness in ons huwelike verloor, dan verloor ons alles in ons verhouding. So werk aan die klein dingetjies en moet wees bereid om iemand te gaan sien. Miskien wil ek net 'n laaste woord vir jou sê. Daar's al baie mense wat vir jou sê, onthou, the joy of the Lord is your strength. Dis ietsie makliks om vir 'n depressieleier te sê. Dis maklik om vir hulle te sê, man, weet jy wat, onthou net, vind jou vreugde in die Here. Miskien sal dit jou goed doen om vandag te weet
dat die wêreldbekende evangelis Billy Graham baie lank in sy lewe en van tyd tot tyd gesukkel het met depressie. Dis 'n man wat die Here ken, dis 'n man wat op sy knieë is, dis 'n man wat God se woord aankleef en hy het gestruggle hiermee. So moenie moedeloos raak nie. Die Here ken jou naam en jy kan gehelp word.